na Tweede Konings, die 13de hoofstuk. En jy wat my so sit en na af, ek sal jou mond toeklap met een hou, laat jou tande wy. Jy sien nou in 'n sirkus of in 'n disco nie. Daar praat ons almal in die huis van God. Is daar orde en stilte, amen. Tweede Konings 13, die 20ste vers. Daarna het Elisa gesterwe en hulle het hom begrawe en die bendes van die Moabiete het die land ingekom met die ingang van die jaar. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Net tot sover. Vader, u woord is vanaand geseën, u woord is vanaand gesalf. Daarom bid ek, liewe Jesus, dat u nou ontvanklike harte geskep sal word, deur middel van die Heilige Gees, en Here, dat hierdie woord sal ingang vind in die siel van die mens. En Here, hierdie woord het gekom om die mens te verander. Amen. Jesus sê die koortjie het verandering gebring. Here, daarom bid ek dat u ook selfs vanaand hier elke mens dat wat na hierdie woord sal luister. Here, dat elkeen 'n seën in die hand van God uit sal ontvang. En dat mense vanaand anders hier sal wegbeweeg as wat hulle hierna toe gekom het. Ek kom teen elke mismoedige gees in Jesus naam. Ek kom teen elke teleurstelling in Jesus naam. Ek kom teen elke houvas van Satan. Ek verbreek dit in Jesus naam. Ek kom teen elke raad, elke plan van die duiwel. Ek kanselleer dit in Jesus naam. Ek bid vir 'n magtige deurbraak. Ek bid vir die krag van God. Ek bid vir hemelse krag. Ek bid vir God se krag om neer te daal. City en weer te breken tot die volk van God in Jesus naam. Ek bid vir 'n geweldige salwing, Here, in Jesus naam. Baie dankie, Meester Vader. Amen en amen. Kom ons gee God 'n lieflike prys. Ek wil vanaand met u praat, liewe toehoorder, na aanleiding van hierdie skrifgedeelte wat ek gelees het in Tweede Konings 13. En ek wil die boodskap vanaand noem, die salwing is kosbaar. Baie mense weet nie wat in hierdie skrifgedeelte plaasgevind het nie. Kom ek beskryf vir u. Elisa was die man van God. Elisa was iemand gewees wat 'n geweldige swaar salwing van God gedraai. Soveel salwing dat die Bybel sê, toe die man van God gesterwe het die bendes die land binnengekom. Ja. Nou, u moet mooi kyk, kind van God. In 'n landstreek waar daar te min salwing teenwoordig is, kom die bendes die landstreek binne. Amen. Die Parel het 'n min salwing, daarom wat die gangsters hier so regeer. Die Parel het 'n min salwing, daarom dat die sondaars so dronk lê op die strate. Luister mooi. Die Bybel sê, die mense was besig om iemand te begrawe. En terwyl hulle die bende sien, bendeleier, jy dink vanaand jy saai vrees in mense se harte. Maar ek wil vanaand vir jou sê, onder die salwende krag van God, ek vrees jou nie, man. Halleluja, want die Bybel sê, vrees net hom wat in staat is, halleluja, om siele te red. Kom ons gee God 'n prys. So teken nou maar jou hare met snottoue laat hang tot op jou knieë. En dink dit skrik my af. Dit maak aan my niks. Want die salwing van God is kosbaar.
en waardevol. Amen. Terwyl laat hierdie mense besig is om iemand te begrawe, sê die woord van God. Toe raak hulle bevrees vir die bende en hulle vat hierdie man en hulle hardloop na die graf van Elisa en hulle skiet hierdie lijk, skiet hulle in die graf van Elisa en toe hierdie lyke met die salwende krag wat in die doodsbeendere van Elisa geskuil het in aanraking kom, en toe kom daar lewe in sy dooie liggaam en die lijk staan op en hy begin te lewe. Kom as jy God 'n lieflike prys. Baie mense ken nie die salwing van God nie. Amen. Baie mense, hy praat skepties teenoor bedienings. Baie mense praat skepties teenoor dienaars van God, omdat jy nie bewus is wat is die salwing van God nie. Ek wil vanaand vir jou sê, in jou kerksklere, halleluja, in jou werksklere, moet net soveel salwing wees, soos wat in jou kerksklere is. Amen. Jy kan nie net in die kerk kom sit, met 'n mompakkie op jou gesig, maar daar by die werk, daar gebruik jy vuil tale, en jy sit in die kring van die spotters nie. Dat werk nie so nie. Halleluja, hulle moet by die werk vir jou respek hê, as 'n salwing daar van God. Kom as jy God 'n prys. Baie mense is so vol van hulle self. Baie mense is so vol van hulle pastoor. Baie mense is so vol van hulle evangelis. Dat breek hulle met hulle salwing. Maar ek wil vanaand vir jou sê, jy moet jou eie salwing dra. Jy kan nie met jou pastoor se salwing breek nie. Jy moet 'n salwing dra. Van God moet jy wees. Kom as jy God 'n lekker prys. Die koordigter sê, bring jou vuur van die huis af saam, en die Here sal jou sien. Amen. Ek het nie 'n saak aan met 'n man wat nie wil juig in die baan nie. Jy het 'n min salwing van God, man. Halleluja. Daar kom sit jy elke aand die diens en punt. Amen. Maar ek het nie 'n saak met jou aan nie. Dit is jou saak. Dit is jou saak, mama. Amen. Ek wil vir jou sê, 'n man en 'n vrou wat die salwing van God dra, hy is nie soos die ou tydse botte karringmasjiene, laat jou elke aand aan die gang moet karring nie. Die salwing maak dat daar beweging in jou is. Die salwing maak dat daar 'n opgewondenheid in jou binneste is. Die salwing maak dat jy wil dans van nou af reg deur die nag tot môreoggend toe. Ek weet nie hoekom party mense met God in. Dan getuig jy baie diep, het hy my uitgehaal. As jy 'n danser was, wat het jy gemaak op die dansbane op 'n Saterdag aand? Ek weet nie van jou nie, suster, maar ek, my broer, halleluja, ek het nie omgegee as die Sondag aanbreek op 'n Saterdag nag nie. Ek het reg teëgejol, halleluja, want die duiwel was in beheer van my lewe, maar vandat ek die salwing van God dra, prys die Here, wil ek net aangaan en aangaan en aangaan, want die salwing is in staat om jou voort te drywe. Jy kan nie vir my sê vanaand jy's moeg nie. Ek preek al byna 14 dae alleen, en ek moet elke aand preek. Amen. En ek het dis vir jou. Ek het vanoggend 5 uur opgestaan, en ek het my tent in Montetjie gaan haal, en vanmiddag het ek kom gaan aflei in Ceres vir my volgende veldtog, en vanaand is die salwing al weer kosbaar. Prys God, halleluja, om my dier te preek en my dier te vat, al tot in die heiligdomme van God. Maar jy sit heel dag, sit jy in papkoek blaas by die huis. Sit in skinder, sit in tjetje, van die suster en van die suster. En jy sit in punte, en jy sit in ondermyn. Maar ek wil vir jou sê, God se Bybel sê, dat die salwing, hy verbreek die jikke. Hy gaan jou verbreek, jou skindertong gaan hy verbreek. Hy gaan jou ondermyning verbreek. Hy gaan jou teenwerkende mag verbreek. Hy gaan deurbreek, dis soos 'n stroom water.
van die boodskap net wat jy wil, maar jy moet hom vat as dit jou is. Amen. Halleluja. Ek sê vanaand, halleluja, ongeag van wie u is, maar halleluja, as jy elke aand moet aangeplaas word om te kringdans man, dan is jy te min salwing in jou lewe wat jy dra. Want de salwing dra van God, hy tree nie so op nie. Ek lees in die Bybel, dat die blydskap in die Here, dit is my beskutting, halleluja, en weet u wat bring die blydskap, die salwing, hy bring die blydskap, jy kan hoe moeg in jou lichaam, of in jou siel wees, maar as die salwing eers weer oor jou gekom het, halleluja, dan voel dit soos 'n nuwe lewe, wat van jou besit neem, kom ons staan op ons voete, en ons gee God 'n lieflike prys. Kom ons gee God 'n prys. Kom ons gee God 'n prys. As jy in die dood wil sit, kan jy sit in die dood. Amen. Baie Christene is soos die snoeke wat jy in Februarie maand vang. Jy's 'n papsnoek. Amen. As ek so by jou kom en ek vat so aan jou hand, dan voel ek, dis 'n ijskoue geit wat daar in jou is. As ek jou so 'n skip gee om te voel hoe die salwende krag van God is, dan is jy soos 'n papsnoek, dan val die papvlees so van jou af. Halleluja. Salwende draers, salwende manne van God, salwende vroue van God, halleluja, alles vol van die salwing, alles vol van die kragge, alles vol van die vuur, halleluja, hulle beweeg voort, ongeag van wat in hulle pad kom, maar hulle breek deur vir God, halleluja. Jesaja het uitgeroep, maak die pad van die Here gelyk. Wie moet die pad gelyk maak? Die salwingdraers van God moet die pad van Jesus gelyk maak. Amen. En hoe meer salwing 'n man en 'n vrou in sy lewe het, hoe meer onverskrokke raak jy in hierdie godheid. Amen. Jy laat jou van niks stop nie. Jy laat jou van niemand ondermy nie. Jy laat jou van niemand teenkant nie. Halleluja. As die pyle teen jou afgeskiet word, dan draai jy hulle om en jy stuur hulle outomaties terug en jy skiet 'n pyl van oorwinning uit. Kom ons gee God 'n prys. Die salwing is kosbaar. Die salwing is kosbaar. Kom ons kyk waar kom die salwing van die man van God, Elisa vandaan. Luister mooi, dat toe Elia besig is om na sy einde toe te gaan, na sy sterwensuur toe te beweeg, toe kry hy 'n opdrag van God om Elisa, die seun van Nimsi, te gaan salf in sy plek as profeet. En ek wil vanaand vir u sê, baie mense is onder die indruk, as jy die salwing van God moet dra, dan moet jy in 'n smart Mercedes-Benz ry. Of hulle is onder die indruk, jy moet in een van die smart woonbuurtes van die Parel, moet jy tuis wees. Kom ek sê vir u, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy gee sy salwing aan wie hy wil. Hy deel sy salwing uit, al bly jy vanaand in 'n blikhok, al bly jy in 'n plankhok, al bly jy in 'n matjok, halleluja, maar as jy die salwing van God verdien, dan gee hy vir jou die salwing, want sy salwing is kosbaar. God laat nie mos met sy salwing nie. God laat nie speel met sy salwing nie. Hy gee sy salwing aan manne en vroue wat in staat is om met sy salwing kosbaar te werk. En as jy nie weet hoe om die salwing van God te gebruik nie, dan vat hy dit van jou af weg. Weet jy, ek kom op plekke, ek beweeg baie rond met die tent. Ek kom op plekke, dan is daar mense wat vir my dienste lei, en die oomblik as die salwing van God oor die mense begin te vaardig word, en die salwing daal neer. Hulle weet nie wat om nou met die salwing te maak nie. Dan sê ek nie sommer vir my, want die salwing van God is kosbaar. Jy kan nie moks met die salwing van God nie. Dit is 'n heilige saak, dit is 'n hemelse saak, dit is 'n kosbare saak. Kom ons gee God 'n prys.
so tussen die landerye deur. En terwyl hy so tussen die plase verby beweeg, toe sien hy dat daar op die stuk landgrond is iemand besig om met 'n os en met 'n span osse en 'n ploeg besig om boerdery, om lande klaar te maak en voor te berei. Amen. En Elia kyk so. Toe sien hy die man met die naam van Elisa. En God openbaar aan hom, dit is die man wat jou moet opvolg as profeet. Nou miskien het baie mense in daardie tyd gedink, maar daar sal 'n man moet 'n groot roem of 'n groot eer of 'n groot aansien in die gemeenskap vir Elia moet opvolg. Maar God kies 'n nederige jongman wat besig is om in die land te ploe met 'n span osse, 'n nederig, vuil van die stof, prys die Here, nie 'n blink paar klere nie, nie 'n blink paar skoene nie, maar 'n overall met 'n paar kaal voete, prys die Here, die son het sy lippe al stikkend gebrand. God kies hom uit as profeet in die plek van Elia. Jy moet mooi luister wat ek vanaand praat. Ek praat oor die salwing, is kosbaar. En weet jy wat doen daar die man? Elia, dit was 'n salwingdraer van God. Hulle was harde manne. Amen. Daar moet jy agtergekom, ek werk nie mooi met 'n sondaar nie. En ek werk nie mooi met 'n teruggevalle siel, 'n backslider nie. Want niemand in die Parel kan vir my sê dat jy nog nie die woord van God gehoor het. Amen. As jy my diens wil kom omkeer en ek het jou eenmaal gewaarsku, agter die tweede maal, dan gaan ek aan jou vel vat. Amen. Want God se saak is nie 'n sulke saak nie. God se saak is nie 'n saak wat opgemors word nie. Dis 'n heilige saak. Dis 'n salwende saak. Dis 'n hemelse saak. Kom ons gee God 'n prys. Jy moet mooi luister. En hierdie man van God, Elia, hy kom verby Elisa gestap. Nou baie mense sal dink dat hy moes hom ingeseën en ingesalf en ingebid het. Maar Elia, die man van God, hy stap net verby Elisa en hy gooi sy mantel oor hom. Elisa ruk die mantel af. Hy sê, meneer, wat maak jy? Hy sê, nou kan jy maak wat jy wil. As jy die salwing van God kry, halleluja, dan gebeur daar iets in jou binneste. Weet Elia het nie nodig gehad om verder te praat nie. Daar het 'n opgewondenheid in Elisa se binneste gekom. Hy sê, my Heer, maar laat ek gou my familie gaan groet, laat ek gou my vriende gaan groet, laat ek gou my ma en my pa gaan kobai sê. Elia sê, wat het ek met jou te doen? Jy kan nou maak wat jy wil. Want Elia het geweet, toe die mantel van Elia, wat vol van die salwing van God was, oor Elisa gegooi word, prys die Here, toe kom daar 'n salwende krag van God, en hy neem van Elisa besit, en Elia het niks meer nodig gehad om te praat nie, want die salwing van God het beginne om die jikke te breek, en die salwing van God het begin om in Elisa te hard te werk, en om sag te maak, en om begin te drywe. Elisa sê vir Elia, man van God, ek gaan nou agter jou begin te aanbeweeg. Oor as wat jy gaan, sal ek ook gaan. Elia sê, wag so 'n bietjie. As iets wat ek en jy moet klaarmaak. Hy sê, die osse, waarmee jy besig was om te werk, en die ploe. Hy sê, kom papa, en hy begin te breek, hy ploeg sterkte op, halleluja, en hy begin te maak vuur, en hy begin die osse slag, en hy begin te vleis braai, hy maak daar die saak gedaan, sodat Elisa nie weer kan omdraai na die plek waar God hom uitgehaal het nie. Amen.
Baie manne van God, hulle begin so onder die salwing van God. Baie vroue van God, hulle pak sake onder die salwing van God aan, en dat is het net 'n rukkie, halleluja, totdat jy gevaar, dat die salwing hang nie nou meer so zwaar op jou nie, dan sê jy, nee wat, nou gaan ek maar omdraai. God het jou reeds kom haal, my suster. God het jou reeds kom haal, my broer, en jou reeds gesalf, prys die Here, sodat jy onverskrokke in hierdie wêreld kan inbeweeg en ontydig en tydig sy naam kan verkondig en gaan sê dat Jesus red en Jesus genees. Ongeag van hoe God vir jou voorsien. Ongeag van wat ook al jou pad langs kom. As jy die salwing van God ontvang het, en saam met die salwing van God beweeg die gees van God. Hierdie twee dinge werk nie sonder mekaar nie. Jy kan nie net bekeer wees en uit die gees uitgered wees nie. Jy moet jou beywer om die salwing van God in jou lewe te hê, of so nie, sal jy 'n dooie kerklidmaat bly. As 'n mens die salwende krag van God in jou lewe het nie, dan kom jy iets belangriks in hierdie lewe, kom jy kort. Kom ek sê vir jy, baie kerke loop leeg in hierdie tyd, omdat pastore, godsmanne, besig is om die salwing van God op te mors en te verloor. Baie sogenaamde Christene, halleluja, wat elke aand in ons midde is, jy het lankal onder die salwing van God uitgeraak, daarom murmureer jy so baie, daarom is jy 'n klaarkous, daarom is jy besig om altyd fout te vind in die huis van die Here. Dan praat die pastoor reggie, dan het die evangelis dit gesê, wat jy nie gelyk het nie. Jy is al weg van die saak af, maar jy soek nooit die fout by jou nie. Jy die salwing van God, het jy langs die pad verloor. Amen. Halleluja. 'n man en 'n vrou wat die salwing van God dra. Halleluja. Jy gebruik hierdie tong wat God vir jou gegee het om seën uit te spreek en vir mense te bid. Jy gebruik nie hierdie tong om ander broers en susters en leraars en pastore en evangeliste af te kraak en oop te sny nie. Ons maak baie keer van ons huise, maak ons hospitaalteaters. Elke dag as ek voor jou deur staan, dan hoor ek jy het 'n ander suster of 'n ander broer op die tafel en jou messe is reggesleep want jy sny oop. Manne en vroue wat die salwing van God dra, in plaas van, kyk die Bybel sê, dat as jy nie van iemand iets goed kan sê nie, dan hou jy jou smoel. Amen. So as ons nie van mekaar iets goed kan sê nie, prys die Here, dan gee ons die saak vir God. Ek kry baie teenkanting in hierdie lewe, omdat ek by God se waarheid staan. Ek kry baie teenkanting op die pad, ek het vandag baie teenkanting gekry, daar waar ek bly, want die mense is nie tevrede met my manier van bediening nie. Amen. Nou werk die duiwel deur godsmanne. Halleluja. Dis vir my wonderlik as ek kyk hoe dat party godsmanne hulle kan oorhandig aan Lucifer, dat hy hulle kan gebruik in die huis van die Here. Ja. Maar manne en vroue wat volgelaai is van God se salwing, halleluja, wat nie rondom hulle kyk nie, halleluja, maar wat besig raak met God, daar gebeur dinge waar hulle besig is om te bedien, daar by 'n bediening vind iets plaas, prys die Here, die tale, sprekinge, die drome, die gesigte gaan uit, prys die Here, want daar waar die salwing is dit kosbaar, kom ons gee God 'n prys. In die teenwoordigheid van God se salwing moet daar iets in 'n bediening gebeur. Het sy of 'n prediker net preek, maar iets moet plaasvind. En die salwing
laat hom nie keer nie. Hy is soos 'n vol dammer wat oopbreek, prys die Here. As hy wil deurbreek, dan breek hy deur. En as hy oor mense wil kom, dan kom hy oor mense. Ontydig of tydig, dit maak nie saak nie. Kom ons gee God 'n prys. Ek kry nou eendag 'n ander ou langs die pad. En die ou sê vir my, hy sê, man, luister jy, wat werk jy nou? Hy sê, toe ek jou laas gesien het, toe was jy mos 'n boer gewees. Ek sê, ek is nie nou meer 'n boerie. Ek sê, ek is nou 'n voltydse arbeider in die landskappe van God. Halleluja. Ek sien sy gesig gee so 'n snaakse trek. Hy sê, Janne, maat, maar dit is 'n goeie weg. Hy sê, maar as iets wat ek jou wil vra. Hy sê, was jy op Stellenbosch? Ek sê, nee, oom. Ek sê, Sap A, het ek deur die venster afgeloer en Sap B het ek onder deur die tafel geduik en staan het 1, het ek weggeloop by die skool uit. Staan het 8, toe kon my maale nie meer met my huis nie, toe sein ek my in by die weermag en so is ek toe weg. En toe ek daar vanaf kom, toe is ek nou 'n regte gangster. Hy sê nou, maar wat er nou gebeur? Ek sê, maar in die tussentyd, halleluja, het ek so in my afvallige toestand en in my teruggevalle toestand het ek gestap, totdat ek eendag 'n brandende brambos op die pad teëgekom het, en ek het nuuskierig geword, en ek het nader gestap, halleluja, en toe ek so in die teenwoordigheid van hierdie brandende brambos kom, halleluja, ek sê, toe kom daar iets oor my, halleluja, ek kon dit nie hanteer nie, ek het in 'n verrukking van sinne gegaan. Ek sê, en elke keer, as dit oor my kom, dan raak ek buite myself. Dan is daar geen beheer oor my liggaam, dat is net die gees en die salwing wat my lei. Hy sê, maar hoe werk dit? Ek sê, dit is lieflik. Ek sê, oom, laat ek jou sê, ek sê, my pa stuur my land toe met 'n trekter, daar op die plaas. Ek sê, en halleluja, nadat ek by hierdie brambos was, ek sê, ek ry met hierdie trekter op die land, en ek is besig met 'n grot om die land reg te maak. Ek sê, en terwyl dat ek so besig is om koortjies te sing, toe kom dit weer oor my, die salwende krag van God. Ek sê, en toe ek my kom kry, toe dans ek rondom die trekter, ek spring boer sy bonnet, en ek praat in tale, kutarababandarabasikaya, toe kom die salwende krag van God. Die salwende Amen. Die oom sê, alright, ek gaan nie meer met jou praat nie, want ek sê, jy werk nie, maar daar is gedierig veel doeke en veel goeders wat moet gewas word en skorrelgoed, wat al 3 dae opgehoop het, prys die Here. Maar kom ek sê vir u, as 'n mens, 'n man en 'n vrou en 'n jong mens, vol is van die salwende krag van God, dan gaan niks jou stop nie, halleluja. Jy laat jou van niks afsit nie, jy maak vannacht al jou wasgoed klaar, jy knie vannacht al jou brood, halleluja, sodat jy môre, wanneer die saak daar is, dat jy toch nie die salwing mis, wat by die bediening is nie. Kom ons gee God 'n prys. Want die salwing is ook nie altyd ewe swaar teenwoordig by bedienings nie. Amen. Nou is mense baie keer geneig om te sê, maar daar by die bediening wat ek is, in maar 'n papperige saak. Jy moet onthou, as jy so praat, jy is deel van die bediening. Amen. Amen. En ek wil vanaand vir jou sê, prys die Here, as jy met die salwing wat op jou geplaas is, gaan werk, en jy begin, halleluja, daar die salwing te gebruik, sal die Gees oor jou vaardig word, en hy sê, dat julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en die vuur van God sal deur jou begin te brande, en jy sal alles rondom jou, sal jy aan die brand sien. Kom ons gee God 'n lekker prys. Halleluja, ek praat oor die salwing, is kosbaar. En nadat
die man van God Elia die osse verbrand het, die vleis en al die ploe stikkend gekap het, dat Elisa nie weer kon omdraai nie. Toe kyk Elisa vir Elia so. Toe sê hy, maar hier by jou is mos iets wat ek moet hê. Van vandag af gaan ek jou nooit weer alleen los nie. Weet jy, ek sien dat as Elia 'n tree gee, dan gee Elisa 'n tree. Ek sien dat as Elia net een kant toe stap om iets vir iemand te gaan sê, dan hardloop Elisa agterna. Dan gaan staan hy so een kant en wag. Want hy sien daar by Elia, die man van God, daar is 'n saak, prys die Here. En op 'n dag, ek kom na die salwing is kosbaar toe. Op 'n dag beweeg die man van God, Elia, met Elisa, wat hom agtervolg na die Jordaanrivier. En toe hulle by die Jordaanrivier kom, toe sê Elia vir Elisa, Elisa, wag jy hier. Ek wil net gou so 'n draai stap. Elisa sê, man van God, jy maak jou laat. Ek gaan jou nooit losie. Ek gaan jou nooit alleen losie. Want by jou is 'n saak wat ek moet hê, prys die Here. By jou is 'n saak wat ek wil hê voordat ons twee se paadjies skei. Elia kom staan by die waters. Hy trek sy mantel af en hy slaan op die Jordaan. En toe hy op die Jordaanrivier slaan, onmiddellik toe kloof God die waters. Want God werk saam met manne en vroue wat die salwing van God dra. En wanneer ek so praat, dan gee ek God al die lof en al die eer en al die aanbidding, want ek wil vanaand vir u sê, 'n mens is niks sonder God se salwing nie. Jy is niks sonder God se gees nie. Jy is niks sonder God se krag en God se vuur nie. Halleluja, as God sy hand van jou af terugtrek, broer, as hy sy hand van jou af terugtrek, sondaar, as hy sy hand van jou af terugtrek, teruggevalle siel, dan bly daar van jou niks oor nie. Maar prys God, die Here wat ek dien, sy Bybel sê vanaand, hy hou die wat wil gehou word. Hy hou die wat wil gehou word. Daar sal storms op jou pad kom, daar sal strenge op jou pad kom, mama, papa, dit is party daar vir jou leef. Leef hierdie God nog, wat die salwing aan my uitgedeel het, dan moet jy net so 'n bietjie begin te koordaas en begin te krindaas, en laat die krag van God oor jou kan vaardig word, sodat hy die wakke van vernedering kan verbreek. As jy wat Gods manne en Gods vroue moet laag lê voor God. Halleluja, Jesus. Amen. Ons volk het biddeloos geword. Amen. En biddeloosheid veroorsaak kragteloosheid. Want hy sê so mooi in die Bybel dat die gebed van die regverdige het groot krag. Maar nou omdat die volk biddeloos geraak het, die man bid nie meer soos hy tevore, toe die salwing van God zwaar op hom gerus het. Halleluja, wat hy sommer 4, 5, 6 maal op 'n dag probeer gepreek het na God toe nie. Dit is nou maar miskien 1 maal op 'n dag as dit hom byval. Ek het in my lewe ontdek, as iemand vir my goed is, dan draai ek al rondom my persoon. Halleluja. En weet u wat? Elisa het gesien dat Elia is iets goeds by hom. Is iets waar sonder Elisa sy bediening nie sal kan voortsit nie. Amen. Kom ek sê vir u vanaand 'n goddelike geheim. Sonder die salwing op jou lewe, Godsman, sonder die salwing Godsvrou op jou lewe, sal jou bediening nooit geslaag wees nie. Amen. Jy sal die salwing van God op jou lewe moet kry. Nou moet jy onthou, terwyl dat Elia hier langs die rivier die waters oopgekloof het,
met sy mantel. Nou moet jy mooi weet, het daar 50 profete seuns wat gesit en skinder het op die wal gesit en toekyk. Ja, amen. Hulle sê vir mekaar, ons wonder waarheen gaan die twee ouens nou. Jee! Toe is Elia die man van God met 'n saak besig. Want jy weet, wanneer jy jou verlosser gaan sien. Jy weet, want die salwing, wanneer jy in sy teenwoordigheid kom, halleluja, dan kom daar 'n kragtige salwing van God oor jou lewe. En weet jy, broer en suster, en Elisa en Elia, hulle beweeg hier deur hierdie rivier, en agter hulle, toe maak die water weer toe. En op die ander kant se oewer, toe sê Elia weer vir Elisa, man, wag net vir my so 'n bietjie, ek wil net gou een kant toe stap. Ek sien Elisa, hy kom so nader aan Elia, en hy vang so, aan sy mantel se punt. Hy sê, man van God, ek sal jou nooit alleen los nie. Hy sê, hier by jou is iets wat ek moet hê. Man van God, ek gewaar die salwing van God, ek gewaar die krag van God, halleluja, en ek moet het hê. Ek sien dat Elia, hy het sy hande sommer vol met Elisa. Ek sien Elisa, hy sak so neer voor Elia, hy sit so en opkyk, hy sê, man van God, ek gaan jou nie los nie. Elia sê, is donderdag aan. As jy wil weet, hy dik net om deur 'n oop skoppie. Kom net vanaand te slag onder die salwende krag van God. En môre aand, wanneer hy by die tuinhekkie inkom, dan jy by die tuinhekkie voor hy daar is. Halleluja! Dan wag jy hom in met God se salwing, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die Gees, so spreek die Here. Ons hoef nie meer, prys God, vleeslike wapens te gebruik nie. Ons is deliver met geestelike wapens. Ons is toegerus, prys God, halleluja, met die grootste wapen waarvoor Satan op loop sit, en sy naam is die salwing van God, halleluja, want die Bybel sê dat die salwing, hy verbreek die juk. Die salwing is kosbaar vanaand. Die salwing is kosbaar, hy is kosbaar. Hy is so kosbaar. Weet u, selfs 'n pikswart man wat in die plakkers kan bly, hy kan die salwing van God dra. En hy kan nou vir my en vir u kom hande oplê en laat die salwing van God oor ons vaardig word, prys die Here, want God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Ek wil vir u sê, die man van God, Elisa, hy die salwing van God, het hy ver gaan haal. En toe hy hierdie salwing van God gekry het, toe het hy daaraan vastgeklou, halleluja, wanneer hy hierdie salwing nodig gehad het, en hy gebruik het in die naam van die Here, dan het daar wonderwerke gebeur. As jy die salwing van God, as jy geestelike hoogtes wil behaal, my liewe toehoorder, dan moet jy die salwing van God in jou lewe kry. Moenie tevrede wees om net kerkbanke warm te sit nie. God het ons nie geroep om kerkbanke van aand tot aand en van Sondag en van Maandag tot Dinsdag warm te sit nie, maar hy wil hê dat ons met sy salwing moet ons gebruik, selfs wanneer ons in die strate beweeg, sodat wanneer mense met die salwing wat uit ons uitstraal in aanraking kom, dan kom hulle ook onder die krag van God. Halleluja! Wanneer jy op die strate loop en die mense sal bewus raak daarvan dat jy 'n salwing dra van God is, dan kan jy die hande op die sieke lê en hy sal gesond word, want die kranke geeste kan nie in die teenwoordigheid van die salwing van God oorlewe nie. Hulle moet uitvlug in Jesus naam. Weet u wat? Ek en u, as ons vol is van die gees van God en die salwing van God, dan het 'n kranke gees
nie die reg om in jou lewe in te kom nie. En die salwing, die trespas hom, voordat hy daar kom. Maar nou kom vrees, wat ek nou die aand oor gepreek het. En jy begin te snaaks voel. Plaas dat jy nou onder die salwing van God kom. En onmiddellik word hierdie juk verbreek, en hierdie vrees, en hierdie kranke gees, wat nou in jou inkom. Maar nou hardloop jy maar hospitaal toe, jy vat die taxi, jy het eintlik 'n handsak by jou, jy pak hulle klere in, sodat wanneer hulle jou gaan oorhou, en kom ek sê vir u, prys die Here, soos wat jy in die hospitaal gaan stap, om die dokter te gaan sien, is daar 'n klomp kranke geeste in die lug, en hy vlies sommer so in jou in. Dis van, halleluja, van kankergeeste, tot die ergste griepkieme, en die ergste infeksies, wat jy aan kan dink. Dit skuil in die hospitale. Maar wanneer u volgelaai is van God se salwende krag, halleluja, dan is die krankhede en die siektes is outomaties by jou getrespas. Jy het die reg om hom te trespas. Raak vol van God se salwing. En daar is onmiddellik 'n rooi brief voor jou bors. Krankheid, ek weier jou in Jesus naam. Duiwel, die woord sê, ek moet jou weerstaan, en jy kom eers nie na aan my nie. Kom ons gee God 'n prys. En die Bybel sê, toe die man van God, Elisa, gesterwe het, hy was al salwingdraer, wat in daardie landstreek was. Toe kom die bendes, die landstreek binne. Manne en vroue, laat ons vanaand beywer, om vol te wees van God se salwing. Die Bybel sê, en toe die mense besig is om iemand te begrawe, toe sien hulle, hier kom die bende, want onthou, daar waar die salwing nie is nie, daar is vrees. Onmiddellik, toe hulle die bende sien, en hulle het nie nou die salwing op die bende op loop te ja, en op skrik op die lyf te ja nie, maar hulle raak bevrees. Hier vat hulle die ou in die graf van Elisa in, en hulle hardloop weg. Toe hulle omkyk, hier kom die ou agter hulle aan, vol van die salwing van God, want hy lewe, hy het in aanraking gekom met die doodsbeendere van Elisa. Kom ons staan op ons voete, en ons gee God 'n lieflike prys. Die salwing is kosbaar vanaand, die salwing, halleluja, hy verbreek die jukke, prys die Here, halleluja, sabababanda. Ek soek iemand vanaand, om so 'n paar draaie te hardloop, halleluja, vol van die salwing van God. Kom suster, kom broer, hardloop so 'n paar draaie, want die salwing van God is kosbaar, hy is kosbaar, hy is kosbaar. Kom my broer, hardloop so 'n draai, prys God, sodat die salwing van God gewaar kan word. Halleluja. Nie die droomgeeste, nie die salwing van God. Halleluja. Ga hardloop Sondag aan die huis van die priester. Prys die Here. Ek nooi vanaand manne en vroue uit om na my toe te stap, wat vanaand belangstel, wat sê, ek wil die salwing van God, wil ek swaar in my lewe teenwoordig voel. Ek wil nie vanaand mense soepat nie. Prys die Here. Jy weet vanaand hoeveel salwing jy het. Jy weet vanaand waar jy jou gebedslewe langs die pad verloor. Daar lê jou salwing. Prys die Here. Kom ons staan op ons voete, dierbaars. Kom ons beweeg uit vorentoe, halleluja. Die salwing van God is kosbaar vanaand. Die salwing van God, halleluja. En iemand nie vanaand op een die ander kyk, dit is reeds jy wat so rondkyk, wat geen salwing in jou het nie. Amen. Het is reeds jy wat elke aankom sit en ondermyn. Prys die Here. Jy wil nou net na die diens gaan sê, het julle gesien, dis alweer dingese mense wat vorentoe gestap het. Ek praat oor die salwing van God vanaand. Is dit al mense wat belangstel in 'n dubbele deel van God se salwing? Is dit al mense wat vanaand voel, hulle wil magtig en kragtig in die Here word? Halleluja. As u dit wil word, dan beweeg u uit vorentoe. Prys die Here. Halleluja. Ek praat vanaand oor die salwing van God is kosbaar. En nou soek ek gaan nou mense uitroep by die bank uit.
U staan mos, u sê mos, u het die salwing. Nou gaan ek mense uitroep om vir hierdie mense te kom bid. En papa, nou wil ek sien, hier gebeur iets. As jy bid, jy het mos die salwing. Halleluja. Halleluja. Jy het mos die salwing, ek gaan jou nou laat kom. Sit net so lekker styf soos jy sit. Prys die Here. Halleluja. Halleluja. Sabababanda rabasi kayanda. Kitarababanda rubushi andalabasiti. Rabababanda rabasi andalabasi andabasiti andabasaya. Ribasa kayenda lubushi andabasiti andabasi andabasiti. Ribababanda rubushiti andalabasaya. Katarababanda rabasiti andabasi anda. Rubusukiri entalabasi enda. Jesus, ek prys U. Jesus, ek prys U. Jesus, ek prys U. Kom ons staan op ons voete. Kom ons steek ons hande hier na vorentoe uit. Hallo, kom U wat hier voor staan. Kom ons steek die hande op, sodat die salwende krag van God in ons teenwoordigheid kan kom. Kutarababandarabassiti handa. Rabasi kayende lubushiti handa basai. Halleluja. Sababa bendi libasiti handa. Rabasa kayanda labasiti. Ribubu bundurubushiti handa basi handa basaya. Rababasi handa basiti handa labasiti. Ribababa bandarabasi handa basi handa. Kitaraba bendi libasiti handa basaya. Rababa bendi libusiti handa rabasiti handa basaya. Rabasi kayanda labasi handa basiti. Jesus, ek prys U. Halleluja, vir gelus, salf U die mense vanaand. Halleluja, sodat die salwende krag te Malgas gaan bid saam met die mense, prys die Here. Halleluja, die salwing is vanaand kosbaar. Kurabababaranda. Jesus, ek prys U. Halle broer, kom vir ons hier. Kom bid saam, halleluja. Pastoor Malgas bid saam, prys die Here, Suster Selma, Suster Tilly. Hulle begin die hande oplê. Halleluja, ek bid vanaand vir die salwende krag van God. U wat in die banke staan, as u gelei voel om uit te kom, dan bid ek, dan vra ek dat u nou vorentoe sal kom en dat u die hande op mense sal kom lê. Halleluja, vir te bid vir die salwende krag van God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kurabababanda, Rabasikayanda Labasiti. Father, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Father, ek bid vir die salwende krag van God, in Jesus' name, in Jesus' name. Halleluja. Vader, 'n magtige salwing. Een machtige salwing in Jesus' naam. In Jesus' naam. Dierbaar is benieuwd dat die salwingsakkie kom bid saam. Steek die hande uit vorentoe. Halleluja. Sabababandarabasiti. Rabasikayandalabasiti anda. In Jesus' naam. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pastoor, ek wil hê u moet aan die dokter laat. Hy sit my kind op die skoot. U moet haar voor ons bring. Prys die Here. In Jesus' name. In Jesus' name. Die salwende krag van God, halleluja. Kirababanda. Kitarababanda rabasikayandalaba. In Jesus'. Kom broers, beweeg nader met die Bybel, gaan dryf die duiwel uit in Jesus' naam. Die salwing van God is kosbaar vanaand. Roep die suster daar. Kirabababanda, Rabasikayanda Labasitianda, Kurabababendi Ribasitianda Basaya. Vader, ek prys U. Suster, die Here wys my vanaand, hy wil jou magtig gebruik, amen. Suster, die Here sê, 'n dubbele deel. Halleluja. Sabababandarabasiti, Ribasakayandalabasianda. In Jesus' naam, 'n dubbele deel vanaand van die salwende krag van God. Ek gewaar God se krag. Ek gewaar Hemelse krag. Halleluja. Halleluja. Suster Drika, kom vorentoe. Suster Drika, kom na my toe. Halleluja. Dryf hy duiwel uit. Kom teen hom in Jesus' naam. Ek bestraf jou van gees. In Jesus'
Jesus naam. In Jesus evangelis. Sal vir Sister Drika. Die Here sê vir my, ek het baie deel vanaand. Kurapa banda rabasiti. Rabastika en rabasianda. In Jesus naam. In Jesus naam. Ek gewaar God se krag. Halleluja. Ek gewaar die salwende krag van God. Halleluja. Sabababanda. Ribasaka en rabasiti. Kirababa bendiri busita en rabasaya. Halleluja. Sister Selma. Bring vir ons die sister met die bidkop, die sister kom gewoon na my. Halleluja. Sababa banda rabasiti. Rabasika yanda rabasiti. Halleluja. Sister staan net hier. Die Here sê vir my 'n dubbele deel op jou lewe van vanaand af. 'n Dubbele deel. Steek jy hande op, sister. Kurababa banda rabasiti. Rabasika yanda rabasiti. Rababa banda rabaya. In Jesus naam. In Jesus naam. 'n dubbele deel van die salwing van God, 'n dubbele deel van God se krag. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, I thank you, Jesus. Jesus, we worship you, we praise you, we adore you, hallelujah. Jesus, you are wonderful. Praise die Here. Ek wil hê sister bring hy sister met die bereidjie wat daar agter die broer staan. Praise die Here. Halleluja, halleluja. Jesus, dierbaar is, kom ons tree in. Kom ons steek ons hande uit en na vorentoe. Hier is God se krag. Ons is die teenwoordigheid van God se krag. Halleluja. Thank you, Jesus. Here, ons prys U. Ek gewaar die krag van God vanaand. Ek gewaar die salwende krag van God. Dat hy net die stand prys die Here. Alles sal vir U vergelus. Halleluja. Kurabababanda. 'n dubbele deel. 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 Gee jou hoor, sister. Halleluja. Kurabababanda rabasiti. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Broer, staan net hier, die Here sê vir my 'n dubbele deel op jou lewe. Steek jou hande op. Kurabababanda rabasiti. 'n dubbele deel. 'n dubbele deel. En die naam van Jesus. Nou in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. God man, God vrou. As jy van eers wat 'n dubbele deel verlang, beweeg net vorentoe. Halleluja. God is vanaand hier. Hy is vanaand hier om jou te salve. Jy kan vanaand spring. Jy kan God prys. Jy kan God eer. Jy kan hom loof. Halleluja. Thank you, Jesus. Here, ek roep kalmtheid. Ek roep kalmtheid. Ek roep kalmtheid. Ek roep kalmtheid. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Jy sal kalm word nou. In Jesus naam. Ons neem gesag nou. In die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Ons gaan nou weer sing die Here wat ons dien. Hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode en hy sit my in die lewe. U wat miskien nie vanaand hierdie saak van buite af verstaan nie. U sal hom nie verstaan nie. Dis die salwing van God. Maar as jy vanaand voel dat jy wil jou saak met God regmaak, dan stap jy uit na my toe sodat ek jou kan help om by Jesus, jou saligmaker en jou verlosser uit te kom. I
vanaand vir jou. Ek wil graag vir jou bid, man. Halleluja. Sodat die krag van God en die salwing van God ook van jou lewe 'n besit kan neem. Sal daar nie van die jong mense wees wat hy nerf het om jou hand op te lig. Halleluja, sodat ek vanaand vir jou kan bid. Ek soek een hand vanaand, sodat ek kan bid vir jou. Baie dankie, baie dankie. Nog 'n hand daar, baie dankie. Baie dankie, baie dankie, baie dankie. Halleluja. Terwyl ek nou gaan bid, en jy was miskien skaam om jou hand op te steek. Terwyl elke oog gesluit is, dan lig jy net jou hand so op. En jy bid saam en jy sê, ek weet dat my verlosser lewe. Erken dit vanaand dat hy lewe. Amen. Ons is nie met toe magte besig nie. Ons is met die krag van God besig. Amen. Ons is nie met speelsake besig nie. Ons is met die salwing van God besig. Amen. Halleluja. Jy sien, as jy dronk word van wyn, dan bly jy vir ure lank dronk. Maar as jy dronk word hier van die Heilige Gees en jy staan hier op, dan loop jy nie 2 rye spore nie. Jy stap onder die salwing van God. Halleluja.